Goeiemôre, dit is so lekker om vanoggend weer saam met jou in te skakel. Ek wil vanoggend net weer begin met 'n bietjie familienuus. Ek het dit Maandag ook gesê, maar ek sê dit net vandag weer vir julle wat dalk nie Maandag geluister het nie. Maar julle gaan my nog sien vir die volgende 2 weke hier op oordenkingtyd saam en dan nie weer nie. Die rede daarvoor is ek het bedank by Beleef Gemeente. Ek het 'n beroep aanvaar na 'n gemeente in Pretoria. En ek en my gesin voel dis die regte skuif vir ons. Ons woon al reeds 'n rukkie lank in Pretoria. So ons voel dat die tydsberekening is vir ons perfek. Nou, ons gesels hierdie week oor praat God nog. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Nou daar's min dinge wat vir ons so baie toets soos omstandighede. Wanneer die lewe glad verloop, voel dit maklik om te glo dat God praat. Hy is teenwoordig, hy is hier, man, die lewe is ongelooflik. Maar wanneer dinge begin skeefloop, wanneer deure toemaak wat al so lank oop was, wanneer planne misluk, wanneer die onsekerheid begin inkruip, inskop, dan begin mense vra, maar waar is God nou? Die waarheid is dat omstandighede een van die mees misverstaande maniere is waarop God met ons as die mens wil praat. Want nie alles wat gebeur is van God nie. Ons weet dit, maar niks wat gebeur is buite sy beheer nie. En ek wil dit weer vandag vir jou sê. Nie alles wat gebeur is noodwendig van God nie, maar niks wat gebeur is buite sy beheer nie. Daar is groot verskil tussen God wat alles veroorsaak en God wat alles kan gebruik. En Romeine 8 vers 28 herinner ons dat God nie passief in ons lewe is nie. Hy is aktief besig om selfs gebroke, moeilike, onverwagte situasies te gebruik vir sy groter doel. En dit beteken nie dat alles wat gebeur met ons is goed nie, maar dat God goed kan uitbring selfs uit die dinge wat ons nie verstaan nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek is hierdie jare lopende getuie daarvan. Want baie keer sien ons nie dat die huidige hoofstuk van ons lewe miskien verkeerd is nie, terwyl God die hele storie sien. Wat vir ons soos 'n terugslag lyk, kan vir God 'n herleiding wees. Wat vir ons soos 'n verlies voel, kan vir hom beskerming wees. Wat vir ons soos stilte voel, kan vir hom voorbereiding wees. Dink aan Josef in die Ou Testament. Hy is verwerp deur sy broers, hy is verkoop as 'n slaaf, hy is onregverdig in die tronk gegooi. Niks daarvan het gelyk soos God se plan nie, maar jare later het God daar dieselfde omstandighede kon gebruik om Josef in 'n posisie te plaas waar hy baie mense kon red. Wat mense bedoel het vir kwaad, het God verander in redding. Ons probleem is baie keer dat ons omstandighede in 'n oomblik kan interpreteer. Maar God werk oor tyd met ons. Hy bou iets groter as wat ons tans kan sien. En daarom kan ons nie altyd ons gevoelens gebruik om God se teenwoordigheid te meet nie. Want God se stem, deur omstandighede, is nie altyd duidelik op die oomblik nie. Maar dit word eers duidelik in 'n latere stadium. Later kyk ons terug en ons besef, maar as dit nie gebeur het met my nie, sou ek nie gewees het waar ek vandag is nie. Dit beteken nie ons verstaan altyd alles nie, maar dit beteken ons vertrou iemand wat alles verstaan. Ons plaas ons geloof op die een wat alles weet. Selfs wanneer die pad onduidelik is God nie verward nie. Hy is steeds in beheer. Wanneer jou omstandighede vandag miskien nie vir jou sin maak nie, onthou die volgende: God is nie afwesig nie, hy is nie stil nie, hy is besig om iets in jou te bou, iets in jou te plaas wat jy net nog nie kan sien nie, en laat hom toe om oor tyd met jou te werk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan weet en besef dat U is besig met ons. Here, U werk in ons lewens, baie keer oor tyd. Baie keer wonder ons waar U is, maar vandag wil ek net kom bid dat ons sal weet, U het ons nog nie een oomblik verlaat nie, U is nog elke tree van die pad met ons, saam met ons, en U lei ons. En ek bid vandag vir die persoon wat hierdie luister, wat dalk in 'n seisoen is, en 'n situasie vassit en wonder, maar wat se kant toe nou, mag hulle weet, dat die omstandighede
dalk nou ongemaklik is, dalk nou nie lekker is nie, maar U gaan dit gebruik vir die beste. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy weer vanoggend saam met ons ingeskakel het. Skakel môre in saam met ons vir ons laaste oordeenking van hierdie week, maar mag jy 'n wonderlike week hê in Jesus naam. Amen.